Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie vir u Heilige Gees wat in ons woon. En dankie dat ons van hom af kan weet dat u woord vir ons duidelik is, Here. En dat hy u woord aan ons duidelik maak en dit vir ons lewend maak in ons lewens. Ons vra nou, Here, sal u hierdie volgende 4 verse van Kolossense vir ons lewend maak in ons lewens, sodat ons u kan verheerlik. Amen. Goed. Paulus het ons gewaarsku teen menslike reëlboeke. Dis waaroor ons laaste 2 preke gegaan het. Daai voorwaardes wat vir ons gestel word, as Jesus dan eintlik vir ons volkome vrygemaak het deur ons skuldbrief en die wet wat dit bepaal het aan die kruis vas te spyker. En hy waarsku ons daarteen. Hy waarsku vir ons, moenie hierdie goed najag nie. Jesus het jou skuldbrief en die wet wat dit voorskryf teen die kruis vasgespyker sodat jy nooit weer daaraan skuldig kan wees nie. Jy kan nie. As God in jou woon, as die Heilige Gees in jou woon, soos wat hy vandag uitgestort is, soos wat ons het vier, Pinkster, as dit gebeur het, kan jy nooit weer skuldig wees aan die wet nie. Jy het saam met Christus jou wêreldse gebondenheid aan 'n skaduwee van waarde afgesterf. En jy vind jouself lewend in sy waarde alleen. Dis die kern van die evangelie. En jy is onder geen wêreldse verpligting of menslike verpligting meer nie. En die vraag mag nou by jou opkom, nou wat nou? Ek het hierdie afgesterf, ek is nie meer onder hierdie verpligting nie, wat nou? As ek hierdie onvoldoende raamwerk saam met Christus afgesterf het, met watter raamwerk word ek in hom opgewek? Hoe lyk hierdie raamwerk? Dit laat my dink, toe ek in standaard 9 saam met van my familie in die winter daar in die suide gaan toere, daar verre suide, ons het daar teen die Oranje rivier gegaan, bietjie Loederus toe gegaan en toe teruggekom hier na Visrivier se kant en een aand slaap ons toe by die Visrivier op die canyon se uitkyk. En twee goed het my opgeval, daai aand. Die eerste ding wat my opgeval het is, hoe moeilik dit is om oor daai canyon te kom. Hoe op aarde kom jy oor so 'n canyon? As jy so gaan kyk op daai rand, dan besef jy, dit vat jou amper 'n dag net om tot onder in die rivier met 'n spesifieke paadjie af te stap. As jy nie daai paadjie vat nie, vergeet dit. Dan moet jy nou nog aan die ander kant opkom. En dit is soos afsterf en opstaan. Daai middelpunt. Hoe kom jy tot in die toekoms van Christus? Soos ons vandag sal sien. En die tweede ding wat ek daai dag gesien het, wat ek daai dag opgemerk het, is toe so in die middel van die nag wakker word. En daai wolkies het so oorgetrek af van die Kaapse kant af en dit reën. En daar steek so 'n koue windjie op daar oor daai vlakte. Kyk, hy gaan haal al die koue daar by Aus en dan bring hy dit so oor. Toe besef ek, my ou slaapsakkie is nie voldoende nie. Ek het 'n beter slaapsak nodig. En Paulus vra, wat het jy nodig in vandag se preek?
Wat het jy nodig vir 'n voldoende lewe in Christus? Kom ons gaan na Kolossense 3 vers 1 tot 4 toe. Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterkant van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Net tot daar. Die wegspringplek vir jou, hoe jy nou jouself moet oriënteer, kom in hierdie paar verse voor. As jy afgesterf het in Christus en jy het opgestaan in Christus. Jy het opgestaan in Christus. Jou ou mens is aan die een kant van hierdie canyon. En jou nuwe mens is aan die ander kant. En die hele stuk gaan oor hoe hierdie nuwe mens lyk en optree. Vers 1 sê dan ook, as julle dan saam met Christus opgewek is, dis nou aan die ander kant is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterkant van God sit. En hier word 'n eis op jou gestel. Nie om iets te doen of na te streef nie. Maar om nie om iets te doen of na te kom nie. Maar om na iets te streef. En streef, dan moet jy 'n bietjie 'n definisie daarvoor gee. Om iets na te streef is om 'n sterk begeerte daarvoor te hê. In hierdie geval, na dit wat by God is, dit hoe Christus lyk, dit wat hy dit wat aan hom vervat is, daarbo. Of aan die ander kant van die canyon, in sy koninkryk. As 'n Christen het jy nou 'n sterk begeerte om te leef in Jesus Christus as persoon, in die gesag wat hom toekom, van vers 1 af. Streef dan na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterkant van God sit. Dis 'n gesagsposisie. Christus het die gesag. En so jy ervaar en begeer nou vanuit Jesus se uitkyk om op daai manier na hierdie lewe te kyk. Vanuit die gesag van Christus na hierdie lewe te kyk. En daaraan deel te neem. Vanuit sy gesagsposisie. Dit is wat Paulus nou van jou verwag waarop jy moet fokus. En daarom sê vers 2 die volgende. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Nou tref hy 'n onderskeid. En hy sê, dink oor die dinge bo, waar Christus is, nie dit wat op die aarde is nie. Ons kan baie vinnig vra, okay, waaroor moet ons nie dink nie?
Maar dit sal die deur weer net oopmaak vir nog 'n reëlboek. OK, ek moet net nie hierdie dink en daai dink en daai dink en daai dink nie. Ek moet net nie so dink nie. Maar so dink, dan sal ek reg wees. En Paulus gaan ons nog help daarmee in vers 5 tot 9. Maar eers moet ons verstaan wat dit beteken om uit Christus se posisie te dink. Voor ons weer reëls begin opstel. Soos wat ons so lief is voor. So kom ons begin eers waarmee Paulus ons rigting wil gee voor ons gaan kyk na die details. As jy iets nastreef, dan is dit geneig om jou gedagtes te vul. Jy raak preoccupied, sê die Engelse. En dis presies wat Paulus hier skryf. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. So jou gedagtes is dus rigtingwysers van dit wat vir jou belangrik is. Dit waarna jy streef. En nou moet jy oplet. Want is Christus die maatstaf daarvan, die riglyn daarvan, die begeerte daaraan opgelê? Want Paulus se uitgangspunt is, as jy saam met Christus opgewek is jou gedagtes dan nie gefokus op die gesagsposisie van Christus se uitkyk of op sy gedagtes nie? Dis wat jy sou verwag. Wat wil jy verstaan? Waarmee wil jy jou laat lei? Wat vul jou gedagtes? Is dit Jesus se gedagtes? Die woord? Of is dit op die oppervlakkige goed wat jy self begeer? Wat jou daaglikse lewe rig en dryf en jou teen die mure uitdryf, partykeer. Is dit daai menslike gedagtes wat van nature deurtrek is met rebellie teen God? Want ek wil myself handhaaf. Die probleem is, jy is gewoond om van onder af te dink. Dis hoe jy geleef het. Tot God jou uit die duisternis gevat het, in Hoofstuk 1 vers 12, en jou in die koninkryk van sy seun geplant het. En dit is hoekom al daai leerboeke wat ons gelees het van, wat ons gehoor het van Ou-testamentiese reëls en wette en filosofieë en maniere om nader aan Christus te kom deur allerlei snaakse goeders te probeer. Daai reëlboeke, dis hoekom daai reëlboeke vir jou so 'n versoeking is. Want jy wil dit self doen. Dus, as jy dan saam met Christus opgewek is, dan moes jy tog gesterf het aan juist daai persoon waarvan ons nou so pas gepraat het. Een of ander lewensvorm moes weggeneem gewees het en 'n ander lewensvorm moes vir jou gegee word. Dis die transaksie wat moes plaasvind.
En daarom sê vers 3, julle het immers gesterf, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ek wil dit weer lees. Jy het immers gesterf, en jou lewe is saam met Christus verborge in God. Waarom is jy so geneig tot menslike rebelse gedagtes, as jy juis daarin gesterf het? Dis die vraag wat agter hierdie vers staan. Jou geloof in Jesus het juis begin met jou afsterf aan jou natuurlike rebellie, jou begeerte tot 'n sondige lewe, daai begeertes wat ons van die begin af gepraat het nou, wat jou rig, jy het afgesterf. Waar het jou ondergedagtes kom? As Paulus praat van, moenie dink aan, bedink die dinge daarbo en nie die dinge op die aarde nie, daarbo en nie onder nie, dan is dit juis waarvan hy praat. Vers 3 sê vir jou, al lewe wat jy oor het, is dit wat saam met Christus toegevou is in God se persoonlike versorging. Julle het immers gesterf, en julle lewe is saam met Christus verborge in God toegevou. Jy is toegevou in God se kombers van waarheid en sy gedagtes en waaraan hy waarde heg. Soos Jesus dit vir ons kom voorhou het, soos hy dit uitgeleef het, soos hy sy persoon, sy karakter is. Dit is die vorm van jou nuwe lewe. En die woord wat hier gebruik word in die Grieks is, daai toefou is 'n klaargemaakte woord. Dis permanent. Hierdie toefou is blywend. Dis nie oop en toe, soos wat ons partykeer voel nie. Dis klaargemaak vir jou. En daarom kom Paulus in die haak nou jou lewe aan Jesus se terugkoms aan. Want dis hoe verseker dit is. Jou nuwe lewe is so verseker. Paulus gaan haak dit aan Christus se terugkoms, sy wederkoms aan. Kom ons lees vers 4. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle saam met hom in heerlikheid verskyn. Ek dink nie ons besef wat se tipe stelling Paulus hier maak nie. Wanneer Jesus weer kom, is daar nie plek vir 'n afgesterfde ou mens nie, want jy sal sy, Christus, sy heerlikheid wys. Dis al wat daar gaan wees. So jy kom dan saam, wanneer Christus terugkom, met sy wederkoms. Jy kom dan saam, en jy wys sy heerlikheid, sy beeld, volledig, nie gedeeltelik nie. Want jy is toegevou in hierdie kombers, in hierdie warm slaapsak. 'n voldoende slaapsak. En nou dink jy aan jou lewe, en jy besef terdee,
dat hierdie 'n daaglikse proses is wat plaasvind as ons verskuif van vers 1 na vers 4 toe. Dit span jou hele lewe. Dis wat in jou lewe gaan gebeur. Dit vat jou van afsterf in jou ou mens na 'n opgewekte en verborge wees in God in jou elke dag se lewe. Dit vat jou deur die canyon. Maar wat is dit wat jou deurvat? Of is jy op jou eie aangewese? Wat is hierdie kombers van verborgenheid? Wat so permanent is. Want die proses is nie meer iets waarin jy 'n keuse het nie. Kom ons sê dit reguit vir mekaar vandag. As jy 'n Christen word jou keuses van lewe en afsterwe af van jou af weggevat. Jy sterf in Christus. Jy staan op in Christus. Jy het die ou mens afgesterf. Nie net sy gedrag verander om 'n bietjie beter te lyk nie. So het jy hierdie vorm waarvan Paulus in die toekoms praat. Hoe het jy dit bereik? Saam met hom in heerlikheid verskyn. Wat vat jou oor die canyon van jou ou mens na die nuwe mens toe? Van 'n ou beeld wys na 'n nuwe beeld wys. Van ou begeertes af na nuwe begeertes toe. Wat vat jou oor die canyon? Want vir jou en my is dit daai afgrond. Daar's geen manier waarop ons op ons eie gaan regkry. Van daai ou manier van dink en begeer na 'n nuwe manier van dink en begeer in Christus. Wat vat jou van die verlede in die wêreld na 'n toekoms in Christus toe? Wat is dit? En dit bring ons net by een oplossing uit. En dis wat ons vandag vier. Pinkster. Die gebeurtenis wat ons vandag vier, die uitstorting van Christus se Gees self, die Heilige Gees in ons. Van oortuiging van sonde tot die dag wat jy saam met Christus terugkom. Want as ons 'n oomblik terugstaan, dan sien ons hoe Paulus se gebed vir ons nou in vervulling kom in sy advies en in sy bemoediging. Sy gebed van hoofstuk 1 vers 9. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil. Die volle kennis van God se wil. Deur al die wysheid en insig wat die Gees gee. Jy het die Heilige Gees nodig om God se wil enigstens te verstaan. Om 'n lewe te lei wat die Here waardig is, sê Paulus. En om deur die mag van sy heerlikheid al die krag te ontvang. Om geduldig in alles te volhard. Om deur die canyon te kom. Jy het die Heilige Gees nodig. En jy is vervul met al die wysheid en al die insig wat die Gees gee
waarmee jy die res van jou lewe leef en waarmee jy volhard. Dis werk. Jy moet deur die canyon. Maar jou slaapsak en jou rigtingwyser is die Heilige Gees wat in jou woon. Die Gees van Christus is al wat nog in jou lewe. Is Paulus se antwoord vandag. Dis die padkaart deur die canyon. Dis jou slaapsak wat voldoende is. Jy is nie alleen nie. Dit is die Heilige Gees wat in jou woon. In die Heilige Gees is die liggaam van jou nuwe lewe. Hy is die vorm, hy is alles daarvan, soos dit deur die woord vir jou gegee word. Jy sal hoor dat ek vir jou sê, dit is 'n liggaam wat jou gegee is. 'n nuwe liggaam, 'n nuwe lewe. Want jy het nie meer 'n ander geestelike liggaam nie. Daardie liggaam het gesterf. En daarom is die nuwe lewe in Christus, in die Heilige Gees, nie 'n hok van moets en moenies nie. Dit is Paulus se slotsom. Dit is 'n geleentheid tot lewe, soos dit deur God bedoel is. Dit is 'n vry lewe in Christus. Kom ons maak 'n paar afleidings hier uit. As jy Christus nog nie ken nie, as jy vraag vanoggend, is jy al deur die graf met jou ou mens se begeertes en rebellies, of vier jy nog fees in die duisternis met jou eie wette en jou eie begeertes? Al lyk dit hoe mooi. Is vrot. Jy sit en dink, jy kry warm. Hierdie lewe is lekker. Ek kan doen wat ek wil. Terwyl jy bibber van die koue van die verlies aan God self. Let op. Gee oor. Laat die ou mens sterf. Laat Jesus jou waarlik vrymaak. Ook van die wet wat jou veroordeel. As jy 'n Christen is vanoggend, het ek hierdie bemoediging vir jou vandag. Jy hoef nie in vrees te lewe nie. Want die Heilige Gees is die lewe in jou. Jou nuwe lewe in Christus deur sy Heilige Gees is volgeprop van sy reg en sy liefde en is voldoende. Jou uitkyk is in sy gesag gevestig. Dit dra gesag. Daar is nie 'n groter gesag nie. Jou nuwe lewe in Christus is voldoende. Maar dit is net 'n deel van die prentjie.
Want het jy nou al met 'n alkoholist, herstelde alkoholist gepraat? Oor weer alkohol gebruik? Hy sal vir jou sê, nadat ek alkohol bevry is van alkohol, lewe ek 'n vol lewe, maar nie weer 'n druppel alkohol oor my lippe nie. Moet dit nie eers voor my neersit nie. Moenie daarmee vir my versoek nie. Ek weet, ek kan nie daardie roete volg nie, dit gaan alles ruïneer. Dit is dood vir my. Ek het dit afgesterf. En is dieselfde met jou ou mens. Ons is elkeen uniek verslaaf aan die begeertes en die gedagtes van ons rebellie teen God. Hoe ons uit dit uitgeleef het. Vir onsself. Jy weet wat dit is. Kyk maar hoe reageer jy as jy deur hierdie lewe gaan. Maar dit is 'n verslawingsgesindheid wat jy moet afsterf. Jy kan nie daai ou mens 'n kans gee nie. Om effektief in jou nuwe lewe te kan, lei, kan jy nie 'n druppel van daai ou verslawing toelaat of op dit staat maak nie. Want dit trek jou af. Dis hoekom Paulus sê, dink daarbo, nie hieronder nie. Moenie daardie roete deur jou lewenscanyon verder volg nie. Volg die roete van Christus. Want as jy dit vir 'n oomblik toelaat, gaan daai ou mens jou vat waar jy nie wil wees nie. Want jy is 'n nuwe mens. Dit gaan jou walg. Jy gaan besef wat jy doen. Moenie daai pad vat nie. Dit gaan jou bedroef. Jy het 'n vol lewe in die Gees. 'n duidelike roete vir jou nuwe lewe. Deur sy woord. En jy is toegewikkel saam met Jesus in God se oorvloedige goedheid. Deur sy Gees. Jou lewe is nou waardevol in Jesus. Niks anders meer nie. Jy het niks van jou ou mens meer nodig nie. Los hom in die graf. Hy het gesterf. Kom ons bid saam. Here, ons kan net vir U met 'n diep dankbaarheid betree vanoggend en ons kan vir U sê, Vader, dankie vir U Heilige Gees wat in ons woon. Dankie dat dit die enigste ware lewe in ons is. Help ons, Here, om nie weer terug te kom na die ou mens toe nie. Dat ons nie weer hierdie pad sal volg nie. Maar dat ons verseker sal wees in die pad wat U vir ons gee. Dis vol waarde, vol liefde. Vol van U goedheid. Ons prys U daarvoor. Amen.